Baie welkom almal by Kuier om die Woord. Ons het altyd 'n probleem om die ding reg af te skop, die regte tyd te begin. Dit maak vir my die verwerking van hierdie les makliker. So ek waardeer dit as julle almal stiptelik is. Almal stiptelik saam met my begin. Pastor Wimpie, ja, baie voorspoedige nuwe jaar vir jou. Dis nou die eerste keer wat ek jou sien hierdie jaar. Are you joking? En Baie vir julle ook, voorspoedige nuwe jaar vir jou ook. en vir julle ook sommer hier in hierdie klas, of hierdie samekoms, of Vir almal, bijeenkoms wat ons yes, noem amen. Kuier om die Woord. Ek hoop julle vat hierdie Kuier om die Woord ook na julle huise toe. En vat die huisgesin en kuier om die Woord. Ja, ons sê waaroor gaan ons kuier? Vat die raamwerke van die daders van die woordskool. Wat sal jou man doen of jou vrou wat nooit eintlik betrokke wil raak en jy sê kom man, kom vrou, nou gaan ons as gesin almal om 'n tafel sit of hier in die sitkamer sit of almal om mekaar in 'n kringetjie sit en ons gaan nou hierdie raamwerk doen. Byvoorbeeld die eerste raamwerk is almal geroep voltydse bediening. Sal dit nie oulik wees nie? Kyk die verbasing op hulle gesigte. Dan begin julle met dit. Mense, dit is jou bediening. Ek onthou baie donkie jare terug, Pastor Wimpie, het ek my dan by pa toe gegaan. Ons het nooit huisgodsdienst gehou nie. Daai dae het hulle dit genoem huisgodsdienst. Nee, dis nie julle kan sê so net. Toe vat ek die Bybel en ek gaan na my pa en sê, pa, ons gaan voor ons eet elke aand, gaan ons huisgodsdienst hou. Boeke vat. Hy het hom boeglam geskryf, boeke vat, jy sê. Maar hy het geluister. En toe begin ons daarmee. Net voor ons eet, dan sit my pa eers van lees hy vir ons 'n versie uit die Bybel uit, maar ons het nou nie gekuier daarom nie, want almal wil net by die ete uitkom, né? Maar het maak nie saak nie, hierdie is 'n wonderlike ete. Pastor Wimpie, dit is Jesaja 42. Ons is by Jesaja 42 en die van julle wat notas neem, kan pen in die hand en 'n stuk papier, want ek gaan gou die uiteensetting gee van dit. En ek wil almal van julle aanmoedig, kry vir jou boekie waarin jy dit neerskryf. Maar ewen ek, 3 weke van nou af, kan ek nie presies onthou wat is die uiteensetting nie. Dis hoekom ek maar altyd daar is om jou te help onthou, né? Ja. Jesaja 42 vanaf vers 1 tot 4 praat van die dienskneg. 1 tot 4, dienskneg. Ek sien daar is van julle wat afskryf. Die perfekte dienskneg. Nou soos wat julle weet, was Jesus Christus die perfekte Ja, kyk, hy noem hierso in die eerste vers, daar is my knegt, hoofletter. Yes. En dan ondersteun my uitverkore, hoofletter. Yes. So hierdie praat alles oor Jesus. Nou omdat ons Jesus ken, hom aangeneem het en verbond is, verhouding is met die Vader deur Jesus Christus, as ons dan Jesaja lees, dan maak dit vir ons soveel meer sin. Want die boek Jesaja is vol beeldspraak, voorbeelde en tipes, prentjies. Wie van julle weet, 'n prentjie spreek baie meer as 1000 woorde. Okay. So ons sien dat as ons na Johannes 13 toe gaan, dan sien ons dat Jesus het die voete van sy disippels gewas. En dit was die werk gewees van 'n slaaf. Dit was 'n slaafsgewerk. En let wel, Jesus het almal se voete gewas. Ja. Petrus was vreeslik ongemaklik daaroor. Ja. Ja. Hy het almal se voete gewas en vers 6, hy kom toe by Simon Petrus en die sê vir hom, Here, gaan U my voete was? En Jesus sê, wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar jy sal dit agterna verstaan. Petrus sê vir hom, U sal my voete in der ewigheid nie was nie. En Jesus sê vir hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Want hulle het nie verstaan dat hy vir hulle 'n voorbeeld gee nie. Ja, Jesus het op 'n plek gesê, as julle wil groot wees, word almal se diensknegt. Nou, dis 'n moeilike begrip vir baie mense. Want ons wil almal eintlik gedien word, né? Ons kyk eintlik rond, wie gaan my vandag dien? Is dit julle ook so? Of is daar 'n begrip dalk binne in jou? Weet jy, as ons 'n verhouding het met Jesus en met die hemelse Vader, en ons oefen sy teenwoordigheid, dan vryf daai diensknegskap
op ons af. Dan word ons soos hy. Stem julle saam? En dan sê Jesus, wil jy groot wees? Word almal sy dienaar. Baie mense wil op 'n verkeerde manier groot wees. Jy dink jy's 'n groot ou omdat jy almal kry om jou te dien. Nee, dan word jy baie klein. As jy wil groot wees, word almal se dien. Beteken nie jy's 'n vloerlap nie. Beteken net jy gee jouself, soos Jesus homself gegee. Dan vers 14 sê hy, as ek dan die Here en die Meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Nou nie letterlik nie, hoor. Jy kry baie kerkgroepe wat Daar is 'n- gereelde voetwas Daar is 'n voetwaskerk. en dan met daai mense, hulle gaan weer my voete was, ek beter my voete self goed skoonmaak en ek nie skaam kry nie. Nee. Maar ons het dit al gedoen by vroue aan die beweeg en Seker nie verkeerd is Heilige Gees is nie so lei verkeerd nie, nie. Yes. Ja. Jy kan gerus vanaand my voete was. ja. Is dit so? Ja. Ja. Okay, gaan En voort. dan vers 15, Ja. want ek het julle 'n voorbeeld gegee om net soos wat ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Hy sê, ek sê vir julle, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie en 'n gesant nie groter as die een wat hom gestuur het nie. Hy sê, as julle hierdie dinge dan weet, salig is julle as julle dit doen. Amen. So, ons moet dan presies dieselfde doen as wat Jesus gedoen het. Nou, dit klink maklik. Dit is nie altyd maklik om diensknegt te wees. Partykeer is dit moeilik om 'n diensknegt te wees Ja. en jou lewe te gee. Maar ons sien hier in Jesaja 42 vers 1, daar's my knegt wat ek ondersteun, my uitverkorene in wie my siel 'n welbehae het. Ja, Ek dis het- baie mooi daai, né, dat onthou toe Jesus gedoop is met die Heilige Gees. Toe kom die Gees op hom soos 'n duif. En toe kom daar 'n stem uit die hemel, dis my geliefde seun in wie ek welbehae. En nou weet jy wat wonderlik, as jy gevul is met dieselfde Heilige Gees, jy het Jesus aangeneem, dan is jy God se kind. En dan kom daai selfde stem na my en jou ook. Jy's my geliefde seun. Jy's my geliefde dogter. En wie ek welbehae. Amen. Wow. Goed. Ek het my gees op hom gelê. Nou hierdie is baie mooi, want dit stem saam met Matteus 12 vers 19 tot 20 waar Jesus in die tempel gestaan het en gesê het, die gees van die Here is op my omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Wil julle hê ek moet hom gou opsoek en lees? Ja, doen dit vir Matteus ons. 12. Matteus 12. Ja. vers Wat mooi is 19 tot pastoor 20. Mempie is dat jy nou so al die skrifte intrek hierso. Yes. Wat vir ons wys die Bybel is aan mekaar gekonnekteer. Die skrifgedeeltes in die Bybel staan nie los van mekaar nie. En jy kan al die punte bymekaar bring. Wie verstaan wat ek sê? Okay. Amen. Okay, gaan verder. Het jy gekry al? Ekskuus. Matteus 12 vers 19 tot 20 is die een van die geknapte riet Ja. en die dowwe lampet. Pragtig, daar So. kry jy dit ook weer. Ja. Ja, so daai een, Ja. ek neem aan hy gaan Johannes wees wat Ja. ek hier geskryf het. Kom ons kyk gou-gou, Johannes 3. Johannes 3. Mense, julle moet leer om julle Bybels te gebruik. En as jy dalk Ja. wel baie van ons het op ons fone of as jy het byvoorbeeld daai soort Bybel. Hy gee vir jou die Grieks, hy gee vir jou die Hebreërs, hy gee vir jou verwysings. Dan kan jy hom gebruik om oral in die Bybel te sien. 'n Mens moet nooit 'n teks lees en dan ruk hom uit verband uit wat baie keer mense doen nie. 'n Mens moet 'n teks altyd in konteks lees en dan in verband. Dis Lukas 4 vers 18. Die gees van die Here is op my omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees. Om Hy weet jy, aan te maak, as ek hierdie lees van verbryseld van hart, weet julle hoeveel mense is daar wat stikkend is? Stikkend. Deur omstandighede, deur swaar kry, deur siekte, Dis deur waar ons bediening. armoede, Ja. deur mense wat verwerp is, mense wat uitgeworpen is, wat dink hulle beteken niks. En- Hulle besef nie dat God het hulle gemaak
om vir 'n perfekte doel nie. En dis waar ons bediening dan so pragtig inkom. Ons almal geroep vir voltydse bediening. Ons het daai 16 nou, né, raamwerke en almal is so opgestel dat dit behoeftes kan vervul. En ek en jy kan dit gebruik as gereedskap. En ons kan mense by jou lewe gaan kleur kry, jou lewe gaan sin kry. Jou lewe gaan blom en vol raak wanneer jy tot jou volle reg kom as God se kind in die bediening waarmee hy jou geroep het. Dis my grootste wens vir almal. As ek jou kan net vrystel dat almal in daai bediening kan lostrek, dan sal jy gelukkig wees in wat jy doen. Wat belangrik is, hierso, is gees met 'n hoofletter. Dit kom alles deur die salwing van die Heilige Gees. As die Gees op jou is, dan is jy los om te bedien. Amen. Dan maak dit nie saak of jy in Pick n Pay is of op die straathoek nie, jy worry nie. As jy iemand teekom, dan vloei dit sommer net uit jou uit. Dis jou bediening. Jy hoef nie Ja. eers te gaan en te gaan vas en bid nie. Dit is lewendig in jou. Hy sê om aan die gevangenes vrylating te verkondig en aan die blindes herstel van gesig. Nou, ek dink nie spesifiek hierso aan mense wat regtig wel blind is nie. Ek dink aan mense wat geestelik blind is. Want soos wat ons gaan vorder met Jesaja 42, sal julle sien dat Israel tot vandag toe is geestelik blind. Hulle kan nie sien dat Jesus het gekom en hy het al die profeseë volbring nie. Om aan die blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Goed, terug na Jesaja 42. Vers 3 nou, waar is ons nou? Ons is vers 2. Hy sal nie skreeu of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie. Die geknakte riet sal hy nie verbreek nie en die dowwe lampet sal hy nie uitblus. Met getrouheid sal hy die reg uitbring. Hy sal nie dof brand of geknak word totdat hy die reg op die aarde gegrond het nie en die eilande wag op sy Nou, leer. wie sal van julle kan vir my sê, waar het hy hierdie reg gegrond? Waar het hy die hoogtepunt van sy bediening bereik? Kom, help my. Die 3 dae kruisoperasie waarby ons almal ingetrek. Daar het hy dit bevestig en dit verseël. En niemand kan dit van jou en my wegsteel nie, want ons was deel van die hele proses. Wie wil dit glo? Wie wil dit vat? Amen. Okay. Nou, wil jy Dis daai die liedjie liedjie. nou doen? Ja, ons gaan 'n liedjie doen. Ja, ons As het niks so meer sin maak. ja, ons wag net voordat ons dit doen. Kom ons lees net daai liedjie gou. Kan iemand net vir my boek aangee hierso eers? Karen, gee hom gou vir my asseblief. Wanneer 'n mens so stil raak in die Here en dan begin die Here vir jou woorde gee en selfs liedere. En toe het ons hierdie liedjie gemaak. Dis ons eie liedjie, ons kan hom sommer op YouTube sit, want dis ons eie, ons het kopiereg op hom. Dit gaan as niks meer sin maak nie, die son nie deurbreek nie, niks meer saak maak nie, sal hy, dit is Jesus, soos 'n loot, uit jou droë grond opstaan en jou lewe gee. Die geknakte riet sal hy nie breek nie, die dowwe lampet nie uitblus nie, jou nooit begewe nie, sy genade oorvloedig vir jou gee. Jou genees van 'n gebroke hart, jou bevry van 'n skuldelas, jou met sy bloed van jou sonde was, jou sy ewige lewe gee. Wow, daarom dankie, gee weer daar vir Sandra. Sandra, ons is so bly jy is hier vanmôre om vir ons te speel. Dit is 'n wonderlike gawe wat jy het. Amen. En nou moet ek en jou uit ons hoofde uitsing, né? Ja, nee, dis maklik Okay. as hy net die noot gee. Dis Ken hom een, op. né? Piet, almal van julle, almal ken my die liedjie man. Kom nou. Okay, 1 2 3. As Niks niks meer sin maak nie, die son nie deurbreek nie. As niks meer saak maak nie, sal hy soos 'n loot uit jou droë grond opstaan en jou lewe gee. Die geknakte riet sal hy nie breek, die dowwe lampet nie uitblus nie,
jou nooit begewe nie, sy genade oorvloedig vir jou gee. Jou genees van 'n gebroke hart, jou met sy bloed van jou sonde was, jou met sy bloed van jou sonde was, jou sy ewige lewe gee. Jou sy ewige lewe gee. O ja. Halleluja. Amen. Ons het daai laaste vers 'n bietjie gemis, maar maak nie saak. Yes. Nou, Maak nie saak nie. so kyk nou hoe wonderlik is hierdie Jesaja 42 Yes. en wat die Here vir ons sê. En vir my die belangrike is nie net om te sê dit was gewees of dit het gebeur nie of dit sal nie. Daai sal moet ons uithaal, die was moet ons uithaal. Ons moet sê dit is nou 'n werklikheid vir my. Kom nou. Baie van ons voel down, ons voel moeg, ons voel klaar. Weet jy wat? Begin met jouself praat. Amen. Sê vir jouself wat die woord sê. Troos jouself met die woord. En as jy sukkel daarmee, roep ons sal jou kom troos met die Amen. woord. Roep mekaar. Gebruik dit wat jy het. Bedien mekaar. En weet jy wat? Ek het agtergekom by so 'n mense. Wanneer 'n mens ander mense bedien, dan kry jy krag. Wanneer jy siek voel, né, en jy gaan na ander mense wat siek is en jy bedien hulle. As jy terugkom dan kan jy nie Is jy onthou gesond? waar jy siek nie. Hoeveel keer het julle in die oggend, dan kom Yes. julle in loof en prys, dan voel jy nie lekker nie. Oei, Dan is dit vertel 'n my. Sondagoggend, Ja. maar dan doen julle dit, né? En ons, Ja. almal van julle wat hier, dan laat baie, jy loof en prys die Ja, Here. amen. En wat gebeur na 'n halfuur? Is jy gesond. 18 minute. Mense, ons is daar vir mekaar. Beteken raak die las te swaar. Kom ons hou vas aan mekaar. Ons is daar om mekaar te bedien. Goed, waar Ek is vir jou ons sê nou? ek het al daar gestaan. Ek weet ek het eendag daar opgegaan. Ek was koorsig. En die derde liedjie, toe is die koors weg. Toe want jy kry goddelike krag. Ja. Amen. En goddelike krag gaan verby aardse krag. Goed, ons gaan na vers 5. Vanaf vers 5 tot vers 9 is covenant en lig. Oh, dis mooi, Verbond covenant. en lig. Onthou julle ruk terug het ek vir julle verduidelik van jy kry verskillende teologieë. Nou jy kry tydperk teologie. Tydperk Alles baie teologie. gestel op tyd. Tydperk teologie sê vir jou, dis nou dis nou soveel jare en soveel jare en dit gaan nou die wegraping wees en na die wegraping is die groot verdrukking bla 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 bla. Tydperk teologie. Tydperk teologie praat van verskillende mense het verskillende staanplekke by die Here. Hulle sê gou vir my, is dit 'n waarheid of is dit 'n heresie? Verskillende rasse het 'n verskillende plek by die Here. Sê julle gou vir my, is dit die waarheid of is dit nie die waarheid? Is glad nie die waarheid nie. Want God is nie 'n aanskouer van die mense en God is nie 'n aannemer van die persoon nie. So, tydperk teologie praat van verskillende volke. God is liewer vir die een as wat God lief is vir daai een en God het spesiale mense en so aan en so aan. Maar die teenoorgestelde daarvan is verbondsteologie. Ons is in 'n verbond met God. Nou kom ons maak Ek dit is baie. nie 'n Jood nie. Never mind wat ek is, ek stel nie meer belang in wat my Jy's nie 'n bloedlyn Jood is nie, nie. vertel my nou eers. Okay. Maar ek is 'n verbondskind Ja. van God. Nou kan ek net hier in iets ingooi, Yes. stuiwer in die ambience. Yes. Amen. Verbond, dis waaroor die hele Bybel gaan. Dis waaroor alles gaan. God, ons hemelse Vader, is in 'n verhouding met ons. Die hele Bybel gaan daaroor. Daar was 'n ou verbondverhouding wat nie gewerk het met die mense dit nou net verbreek, hulle die gebooie verbreek. Toe kom Jesus self as mens Amen. en ook as God. En die nuwe verbond is tussen hom en ons is daarbey ingesluit in die 3 dae kruisoperasie en ons hemelse Vader. So selfs al verbreek of maak ons foute, dan het ons 'n hoëpriester wat vir ons nou op hierdie stadium intree. En as jy kom en jy bely jou sonde 1 Johannes 1 vers 9, sal hy jou die sonde vergewe en van alle ongeregtigheid Reine. En die manier hoe Yes, jy amen. gereinig word van alle ongeregtigheid is om Jesus die woord te eet.
want dit is heilig en is waarheid en dit maak jou skoon. Sê amen. Want die woord het vuur in. Ons het afgelope tyd baie gepraat van vuur. Die lam wat geslag is en oor vuur gebraai. Jesus sê, as julle my eet, het julle my ewige lewe. En so hoe raak ons ontslaaf van 'n sonde toestand tussen ons ore? Voed jouself met die woord. Die woord brand al die nonsens uit ons kop uit. As jou kop vol nonsens is, gaan jy nonsens aanjag. Stem julle saam? As jou kop vol ongeduldigheid is, wat gaan die uitvloei van jou lewe wees? Ongeduld. Kwaad. Ons gaan jou naam doen ou kwaadjie. Nee. As jy jou kop vol liefde van die Vader is, vol blydskap is, vol vrede is, wat gaan uit jou mond uitstroom? Wat gaan uit jou lewe uitstroom? Vrede, liefde, blydskap, geduld, vriendelikheid. Okay. So, die hele Bybel gaan oor verhouding. Mense, wie stem met my saam? Die beste plek vir enige een van ons om te wees, is in die Vader se teenwoordigheid. Sê sy teenwoordigheid. Sy verbond het gesê, my teenwoordigheid is nou julle sinne. En ons gaan nie met die reëls oortree nie, want as ons reëls oortree, die Ou Testament, die wet oortree, dan moes daar 'n dier geslag word, sy bloed moes vloei. Jesus se bloed het gevloei, die ware offerlam. Was dit voldoende? Sê almal? Ja. Ja. Is dit sterk genoeg? Ja. So as jy daaraan vasgryp en jy sê Jesus is my verlosser en jy hardloop na hom toe, hy is jou hoëpriester, dan is die verhouding altyd reg, die verbond is altyd herstel. En wanneer die reëls nagekom word, het ons die seëninge en voordele van die verbond. Wie soek voordele? Wie wil blessings hê hierdie nuwe jaar? Wie soek blessings? Sê was tweede, ek weet nie, hierdie jaar gaan seker net so sleg wees soos laas jaar. Ek dink nie so nie, né? Weet jy hoekom? Want jy's in 'n verbond. Jy praat nou van 'n verbond, ja, nie 'n tydperk nie, in 'n verbond. En nou 'n wonderlike ding van die verbond is 'n ewige verbond. Oh, yes. Tyd en afstand het verdwyn, Maak nie saak nie. want sy teenwoordigheid is nou 'n werklikheid. Wie sê amen? Amen. Voel jy down, dan jy uit die teenwoordigheid. Hoe kom jy uit? Gaan in sy teenwoordigheid. Wie wil met my saamstem? God se teenwoordigheid, die Vader se is hemel. Amen. Wie soek hemel? Kom nou. Jy is moeg, jy is dors, jong, en jy het 'n swart tyd in die dorp gehad, en mense het jou bekeer af, en nou kom jy by die huis, en dan maak jy die yskas oop, en daar is jy lekker koue koeldrank. En dan vat jy 'n glas vol daarvan, en dan gaan sit jy op jou lekkerste bank, en dan begin jy daai lekker koue koeldrank bietjie ys in drink. Verfrissend, sê amen. Soos die Vader se teenswoordigheid 10 keer beter, 100 keer beter. Mense, hy is teenswoordig. Wie dit moontlik gemaak? Jesus. Verbond, verhouding met die Vader. Hy kan nooit sy verbond verbreek nie. Jy kan eintlik dit ook nie meer doen nie, want jy's nou in Christus. Solank jy net in Christus bly. Daar's hy. Baie dankie. Vers 5. So sê God die Here wat die hemele geskape het en hulle uitgesprei het, die aarde uitgespan het, saam met wat daaruit voortkom, wat aan die aardbewoners die asem gee en die gees aan wie daarop wandel. Ek, die Here, het u geroep in geregtigheid en ek vat u hand en ek behoed u en gee u as 'n verbond van die volk, as 'n lig van die nasies. Waar ek hou van hierdie asem. Yes. Kom almal sê. Amen. Kom. Ek is so bly julle al asem. Wie het opgehou asemhaal? Ek hoop nie jy het vergeet om asem te haal. As jy asemhaal, dan leef jy. As jy leef, leef jy vir wie? Vir hom. En daarom is jy in voltydse bediening. Okay, kom. Ek, die Here, het u geroep en ek het dit klaar gelees. Ek sien hy praat van ek en u. So ek neem aan dit is 'n wisselwerking tussen die drie-enige God. Pragtig. Tussen die Vader en Jesus Christus, want hy praat van ek en u, né? So, dis ja, hy hoekom sê ek die Here, u. alles hoofletters u, hoofletter geroep uit u Want geroep. onthou nou, hy praat van die knegt van die Here wat sal kom, Jesus, wat Jesus ja. Christus is. So hy verwys terug daarna. Om blinde oë te open, om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenis, diegene wat in duisternis. Ja, onthou nou Jesus as kind is dis Jesaja 6 dink ek, Jesaja 9.
Help my gou-gou. 'n Kind is vir ons gebore. 'n En 'n seun seun is vir ons is vir ons gegee. As seun van God was hy ewig. Kon hy nie gebore word nie. As mens kon hy gebore word. Het hy 'n geboortedatum en 'n einddatum. Maar as God self, seun van God, is hy ewig. Wow. Jesaja 9 vers 5. Jesaja 9 vers 5, Karen, baie dankie. En hy sê hierso, die Here trek uit om sy volk te verlos. Nou, dit is alles deel van covenant en lig. Ja, Ek is die Here, sê hy, dit is my naam, en my eer sal ek gee aan geen ander nie, of ook my lof sal ek nie gee aan gesneede beelde nie. Hy sal dit net gee vir die wat in 'n covenant is met hom. As jy in 'n covenant is met die Here, dan gee hy vir jou. Eintlik, mense, kyk gou vir my. As jy in 'n covenant is met iemand, is dit nie nodig dat daai persoon dit vir jou gee nie. Vat byvoorbeeld ek en hy, nee. Ons is getroud, alhoewel ons op huweliksvoorwaarde getroud is, dat sy goed is syne en myne is myne, maar omdat ons in 'n verbond is daar nie eintlik 'n verskil nie. Verstaan? Sy goed is eintlik my ek goed hoop en jy my gebruik goed. dit eendag teen my nie. En my goed is eintlik sy goed. Verstaan julle wat ek sê? Ja. So, byvoorbeeld Piet en Annetjie. Piet sal byvoorbeeld gaan, ek weet nie wat koop nie, kom ons sê biltong koop. En dan kan Annetjie ook gaan en van daai biltong vat en jy gaan nie kwaad wees van nie. Nee, Because why? nie Piet nie, hy steek dit weg in 'n kussing. Piet sê my biltong is my biltong. maar julle verstaan wat ek sê. Eintlik as jy in 'n verbond is met God, hoef jy eintlik nie eers te vra, Here, gee vir my dit of dat nie, because why? Wat syne is ons myne. Ja, Nee, die verlore seun wat terugkom en die ouer seun is ongeskik. Hy sê, ek dien u jare en u het nooit vir my 'n kalfie of dit of dit gesê nie. En die vader sê vir hom, maar seun, jy's altyd by my en wat myne is joune. joune. Nou, pastoor Wimpie, dis wat so mooi is jy Dis mooi, kan, van verbond. as jy jou Yes. verbond, jou verhouding met die Here besef, Amen. in sy teenswoordigheid wat Jesus 'n werklikheid gemaak het. As jy vroeg in die môre opstaan en sê, goeiemôre Hemelse Vader, dierbare Heilige Gees. Dankie, u teenswoordigheid is by my, is nou in my. Ek ervaar u teenswoordigheid. Soos Dawid, ek aanskou u lieflikhede in die tempel, want jy's mos nou die tempel. Wow, ek soek niks meer die Vader, u teenswoordigheid. Wie het dit moontlik gemaak? Jesus. Amen. Nou is sy teenswoordigheid is hemel. So jy ervaar hemel. Jy ervaar Psalm 23, die stille waters waar rus is. Groen weivelde. Jy ervaar Psalm 91, die skuilplek van die Here. Jy voel verfrissing. Jy voel krag van die Here, want sy krag is nou jou krag. Sy oorvloed is jou oorvloed. Sy gesondheid is jou gesondheid, want jy's nou een met hom Amen. in sy teenswoordigheid. En dis moontlik gemaak deur Jesus. Dis die verbond. Dis die verhouding. Die hele Bybel gaan daaroor. Ons is in dit. Wie's in dit? Ek is nie in tydpersteologie nie. Ek sit nie heeltyd en kyk wat is wêreldgebeure nou nie en wanneer gaan die wegraping gebeur, die groot verdrukking nie. Die groot grap is alle tydsberekeninge sê dit het reeds al klaar plaasgevind. Die Bybel is vervul, alles is vervul in Christus Jesus. Wat is nou? Waar is ons nou? Ewig. Wie sê almal ewig? God is 'n ewige God met 'n ewige verbond. Jesus sê as julle my eet, ek is die Amen. lam wat geslag is, Halleluja, die vuur man. gebraai is, Johannes 6, Amen. het julle die ewige lewe. Ewige lewe beteken tydloos, afstandloos. Ja, maar stoor, ek is besig om oud te word, jong, en ek gaan een of ander tyd dood. Ja, gaan maar dood. Ek gaan ook dood, maar jy kan nooit geestelik dood gaan nie. Sê amen. Amen. Jou liggaam kan Jy leef vir kapoen ewig. enige tyd, maar Amen. jou gees is wie Jesus aangeneem. Kom, Oh, almal yes. die wat nou Amen. luister ook, ek dink is As vandag Here jou en tyd. Meester, Neem né? hom aan. As Neem Here hom aan. en Meester. Maak hom die eienaar van jou lewe, Amen. van jou hele lewe. Met 'n nuwe baas. Nee, dan bekommer jy nie meer oor jou kar nie, jy bekommer nie oor jou huis nie, jy bekommer nie Die Here meer se. oor jou mense nie, want almal behoort, jy behoort aan die Here en almal behoort aan die Here. En in sy teenswoordigheid dan sê dankie Here, ek is veilig. Dankie Here, alles is veilig. En selfs al vat hulle al jou goed weg, dan bly jy nog steeds oor saam met die Here en jy's nog steeds 'n meerderheid. Jy is nog Sê steeds amen. as jy nog steeds in Kom 'n nou. verbond met hom. Kom nou, Amen. Alles wat syne is myne. daar sê. Halleluja. Jy sê jy's nie 'n Jood nie, nee, jy sê. Ek is nie 'n Jood. Wat is jy eintlik, 'n boeremeisie of 'n Griek? Nie geslaaf nie.
Slavin, jy's 'n slavin. Nee, jy's 'n kind van Jesus. Amen. Jy beoefen sy teenwoordigheid. Okay, hy sê kyk die vorige dinge het gekom en nuwe dinge verkondig ek, hoofletter. Voordat hulle uitsprei, laat ek julle dit hoor. Nou, vers 10 tot 12 gee vir ons 'n nuwe lied. Nou julle kan dit gaan Google. Daar's baie nuwe wat hulle hierdie spesifieke ding ek het nou sommer vinnig hier een neergeskryf wat iemand geskryf het, sing unto the Lord a new song, sing unto the Lord all the earth, sing unto the Lord a new song, sing unto the Lord all the earth. Wow, ja, dis 'n mooi lied. Ja. Julle het hom al gesing. 42. Ja. Ek dink lank terug het ons hom Ja. gesing. Okay, so sing tot die eer van die Here 'n nuwe lied, sy lof van die eindes van die aarde af. Julle wat op die see vaar en alles wat daarin is, eilande en bewoners daarvan. Laat die woestyn en sy stede uitroep, die dorpe waar Keder woon. Laat die rotsbewoners jubel, van die top van die berge af skreeu. Wow, want die Here is God en hy is lief vir ons. Ja. Laat hulle aan die Here die eer gee en sy lof in die eilande verkondig. Amen. 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 So dis 'n nuwe lied. So wow, pragtig man. Sandra, hier's vir jou challenge. 'n minor, dis wat ek weet. 'n minor, sal dit minor se nie? Yeah, but you can write totally another one. Yes, you can write totally another one. Sing Van die unto the woorde. Lord a new Dis 'n song. uitdaging. Kom Pieter. Wanneer laas het jy 'n liedjie geskryf? The redeemed of the Lord shall return. Is dit nie hy ook? Yeah, that's not exactly here. Hy's in 'n ander Jesaja. Ja. Maar ons kan elkeen 'n nuwe lied sing en skryf. Okay, nou gaan ons na the warrior Lord toe. 13 tot 17. Die Here sal uittrek soos 'n held. Nou, waaroor het ek Sondag gepraat? Hy sal die ywer opwek soos 'n krygsman. Ja. Ywer, wat 'n Griekse woord? Energia. Ja. Amen. Hy sal die ywer opwek. Wat is ywer? Ywer is 'n passie, is 'n energie. Ja. Dis 'n dis 'n babbel. Ja, dis kyk, as 'n jong man, dis 'n aksie. as Dis 'n passie. jong man nou verlief raak op 'n jong meisie of andersom, Ja, ons moet vir Christus dan is daar 'n ywer, né? Ja. Dan maak niks meer vir daai jong man en jong meisie saak. Yes. Dis net hulle geliefde, né? Daai ywer. Nou verstaan julle iets, né? Party verstaan dit. Party die ywer verloor en dit was so lank terug wat jy so liefdesverhouding gehad het. Dalk, ek sal nie weet nie, né? Maar hier's nou tweeetjies hier by ons wat nou presies sal weet wat ek van praat. Nou, die Here het so 'n ywer vir ons. 'n Opregte ywer. Hy gee om vir ons. Alles maak ons is sy alles. Kom nou. En dan sê die selfde meisie wat nou so verlief was en die na so 20, 30 jaar, waar is daai liefde wat jy vir my gehad het? Hoekom sê jy nie meer vir my mooi woordjies nie? Ek het een goeie nuus, die Here sal nooit ophou om jou nommer 1 te maak in sy lewe. Die Here is gaande met jou, die Here is mal oor jou. Hy dans om jou, Jesaja, Sefanja 3:17. van vreugde. Kom nou. By my huis baie keer sê ek by 'n hondjie wat om my dans, wat lief is vir my. Nee, daarom nie. Jy dans ook so af en toe om my, né? Ja, okay, kom ons gaan aan. Mens moet net nie dans en skeef trap nie. Nie op hierdie ouderdom nie. Dit sal vir Okay. Hy sê die Here sal uittrek soos 'n held, hy sal die ywer opwek soos 'n krygsman. Weer eens, ek het Sondag gepraat van Dawid. Wat is opgewek in Dawid toe hy vir Goliat sien en hy sien Goliat is die so ywer van die goddeloos. Here. Die ywer van 'n krygsman is opgewek in hom. Oulik, baie oulik. Sien dit ook nou so. Nou, daar's 'n Griekse woord wat 'n militêre konnotasie het. Daar's 'n Griekse woord wat 'n Julle wat nou die militêre Griekse woorde bestudeer het, luister. konnotasie
het. En dis Iskoes. Iskoes, hier staan dit Jy in moet Annetjie koes, se maar die ding gaan jou notas. tref. Iskoes, Nee. sê julle onthou? Ja. Yes. Iskoes het 'n militêre konnotasie en saam met Iskoes kry jy ook Kratos. Koninklik. Die koning staan op en die koning sê, "No way. Dit sal nie so wees nie." En dan kom Iskoes in en die krygsywer word opgewerk En wat vir en my- hy bring dit tot En stand. wat mooi is, die koning is binne in jou. Amen. Sy naam is Jesus. En die ywer van daai koning werk in jou en deur jou. Kom nou. Yes. Dieselfde krag wat Jesus uit die dode opgewek het. Dis al daai Griekse woorde en daar's 4 betrokke daar in Efesiërs 1. Dieselfde krag wat Jesus opgewek het dode werk nou deur my en jou. En dis die ywer dan ook van die Here, sy liefde vir die mense in jou lewe. Amen. As ons stil raak genoeg in sy teenwoordigheid, sal jy haar ywer begin ervaar. As jy wegbeweeg van die Here af en jy doen jou eie ding en jy stel nie belang in die Here nie, dan het jy 'n selfsugtige narcis geword wat net die hele tyd oor homself kan praat en alles gaan net oor my en hy stel nie belang in enigiemand van sy huisgenote nie. Hoor julle wat ek sê? Die ywer van die Here is wat ons nodig het, die gees van die Here, sodat ons van onsself kan vergeet en die mense in ons onmiddellike omgewing kan bedien met die liefde van die Vader. Goed, vers 14. Ek het baie lank geswyg, my stil gehou, my bedwing. Maar ek sal uitskree soos een wat baar. Ek sal hard asemhaal en hyg te gelykertyd. Ek sal berge en heuwels woes maak en al hulle plante laat verdroog. En ek sal riviere tot eilande maak en waterplasse laat opdroog. Praat alles van God se koninklike krag. God kan 'n rivier maak binne in 'n woestyn en God kan 'n rivier droog maak met sy asem. Ons het dit gesien met die Rooi See, né? Wat God sy asem gevat het en gesê, Kon En op daar droë staan- grond deurtrek. en daar staan die water. So, hy praat alles van God se heerskappy hierso, né? En sy ywer, ja. En ek sal blindes lei op 'n weg wat hulle nie ken nie en hulle laat loop op paaie wat vir hulle onbekend is. En ek sal die duisternis lig maak voor hulle uit en die hobbelagtige plekke gelyk dit. Man, ek like hierdie een. Die Here gaan jou pad wat so vol klippe is en wat so hobbelrig is Ja. en wat vir jou so moeilik is. Die Here sal jou pad vir jou gelyk maak. Wanneer jy vertoef in sy Amen. teenswoordigheid en gebed, met ander woorde, dan kom jy agter hoe die Here vir jou voorsien en dan maak hy jou pad gelyk. En dan kom jy agter die weke wat voor jou is, dis jou pad skielik gelyk en alles val net in plek. Want soek eers die koninkryk van die Here en al die dinge, sê almal, dinge sal vir jou bygevoeg word. O, ons is so bekommerd oor die dinge. Maar nou, kom ons raak stil in sy teenswoordigheid. Vergeet van die dinge. Besorg jou nie oor môre nie. Geniet die oomblik, geniet sy teenswoordigheid en al die voorsienings kom spontaan na jou toe. Dit is eintlik klaar daar. Hy sê in Spreuke, laat jou weg aan die Here oor Ja. en hy sal jou paaie gelyk maak. Nee, los my uit. Ek wil my eie paadjie Ja. loop. Ek het niemand nodig nie. O, asseblief tog. Kom by. Wow, dan Kom moet toch jy by. maar Ja, kom ja, by. dan moet jy maar voortgaan. Gaan Jy maar wil voort. op die klipperige pad loop. Vers 17, maar die wat op gesneede beelde vertrou, wat aan gegote beelde sê, julle is ons gode, die sal agteruit wyk, diep beskaamd staan. So, die wat op dinge vertrou, wat op mense vertrou, wat Ja. op jou rykdom vertrou, wat op jou vriende vertrou, wat op jou bankstaat vertrou, wat op jou regering vertrou, wat op jou munisipaliteit vertrou, wat op allerhande fisiese dinge vertrou. Jy sal agteruit wyk en jy sal. Ek wil net hier noem, afgod is enige iets wat belangriker is Yes. as God vir jou. Enige iets in jou lewe, maak nie saak hoe oulik dit lyk nie, as dit vir jou meer belangrik raak as die Here se teenswoordigheid en jou verhouding met die Here, is dit 'n afgod. Jy's af van God af. Die beste plek om te wees is heeltyd beoefen sy teenswoordigheid, heeltyd, elke asemhaling, elke hartklop. Okay, vers 18. Vers 18 tot vers 25 praat van Israel wat blind is.
hoor julle dowes en kyk julle blindes om te kan sien. So hier is dit nie letterlike blindheid nie, dit beteken hulle is blind, hulle sien nie die Here nie. Sien nie die Hulle Here. sien nie die Here se plan in hulle lewe nie. Hulle is besig met hulle eie afgode, hulle eie ding, hulle eie besigheid en die Here is glad nie in hulle lewe. Goed. Hy sê, kyk julle blindes om te kan sien, wie is blind buiten my knegt, klein lettertjie, praat nie nou van Jesus nie, en doof soos my boodskapper wat ek stuur, wie is blind soos die vertroude vriend, en blind soos die knegt van die Here, jy het wel baie dinge gesien, maar daar geen ag op gegee nie, die ore oopgehad, maar jy hoor nie, God het Israel uit Egipte land uitgelei. Hoeveel wonderwerke het hulle nie aanskou nie. So baie. En tog Ja. sien hulle nog steeds net God raak. Amen. Dis wat Hoeveel hy hier wonderwerke het Jesus gedoen? En tog het hulle hom verwerp en sy disippels agterna verwerp en die apostels vervolg en wreed vervolg. Nou kom ons maak dit persoonlik. Hoeveel wonderwerke het daar in jou lewe gebeur? Snap jy nie? Kom snap nou. Verstaan? Die feit dat jy nog leef, ons Amen. is hier in 2026. Amen. Kom ons sê dankie Here. Ons is Amen. nog hier. En as ons Amen. terugdink, hoeveel nonsens het hy jou al deurgebring? Gaan jy nou klein koppie trek hierdie jaar? Kom nou mense, Nee. gee die Here eerste plek Amen. in jou lewe in hierdie nuwe jaar. Elke oomblik, elke sekond, elke hartklop, elke asemhaal. Pastor Louis, daai vers verwys nou vir ons na Matteus 13 vers 14. Yes. Okay, watter vers? Matteus 13, daai vers 20. Karen, Okay. kan jy vir ons gou daai kom Waar hy sê lees? die ore opgehad het, maar jy het nie gehoor nie. Want Ah, die ore. Pas Hy op. sê wat? Jy die ore was oop, maar jy het nie gehoor nie. Dis reg. In is Jesaja verwys. na Daai ore Matteus. verwys na Matteus 13 vers 14. Matteus 13 vers 13 14. vers Dankie 14, daarvoor. dankie. So jy het 'n Bybel daar wat verwysings vir jou gee. Yes. Pragtig. Mooi man. Vers 21, dit het die Here behaag terwille van sy geregtigheid om die onderwysing groot en heerlik te maak. Mense, as jy deur goeders gaan, nê, leer tog net agterna 'n les daaruit. Leer 'n les daaruit. Moenie deur goed gaan en dan agterna, dan gaan jy weer deur goed en dan leer jy nie jou les. En dan moet dokter Phil vir jou sê, Hoe dit vir jou gewerk. Het jou lewe vir jou gewerk tot hier toe? Nee, dokter Phil, ek weet nie niks werk vir my. Nou wil jy net 'n bietjie 'n ander gedagte begin koester nie, 'n nuwe sienswyse ontwikkel nie. Mense, ek kan nou vir julle reguit sê, alles loop reg en alles loop verkeerd met 'n sienswyse. As jy 'n Christus sienswyse het, gaan alles vir jou regval. As jy weg van God sienswyse het, gaan alles vir jou weg van God val, verkeerd val. Kom nou, luister tog asseblief, ek het 'n ywer vir jou. Ons is lief vir jou, julle wat luister. Kom nou, maak hierdie jaar Jesus die woord jou Nommer 1. eerste. En as jy sukkel om die woord self te verstaan en te lees, man, gaan op YouTube, kry ons YouTube, as jy Mempie preek in die laaste tyd meer daar as ek, en daar's baie lesse daar, luister dit op jou ore. Ek is daar is van julle wat gereeld hierdie lesse vat en op jou ore sit. Kan ek jou vra, doen dit jou goed of doen dit jou sleg? Kom, Annetjie. Goed. Antonie, wie luister dit nog? Amen. Dit dra my. Ja? Amen. Goed. En tog is dit 'n beroofde en 'n geplunderde volk. Is asof die Here sê, julle is bedelaars, julle is boemelaars, Jy sê nou die maar dag het julle jy wil nie Ja, hoor nie. jy het nou die dag gesê ek voel ek is geplunder. Ek voel al my goed is weg. Hulle is almal gebonde in kerkers, verborge in gevangenisse. Hulle het 'n buit geword sonder dat iemand red, 'n plundering sonder dat iemand sê gee terug. Wie onder julle? Niemand sê gee terug nie, want hulle is nie in die verbond nie. Verstaan julle? As hulle in die verbond was, sou God gesê het, gee terug. Is my kind se ding daai, gee terug. Amen. Maar omdat hulle nie deel is van die verbond nie, is daar niemand wat sê gee terug nie. Wie onder julle luister na hierdie dinge? Wie merk op? Hoor dit ook vir die toekoms. Wie het Jakob oorgegee as 'n plundering en Israel aan die berowers? Is dit nie die Here teen wie hulle gesondig het nie?
En hulle wou in sy weë nie wandel nie en het na sy wet nie geluister nie. Daarom het hy oor hulle uitgestort die gloed van sy toorn en die geweld van die oorlog. En dit het hulle rondom aan die brand gesteek, maar hulle het dit nie bemerk nie. En dit het hulle gebrand, maar hulle het dit nie ter harte geneem nie. Ek hou so van hierdie Deuteronomium 28, seëninge en vervloekinge. Nou, dit praat van die ou verbond en dit spreek ook van die nuwe verbond. Wanneer die Here jy in 'n verbond is met die Here, in 'n verhouding met die Here, het Jesus aangeneem, jy vat sy woord, jy koester sy woord. Dan is hierdie vir my so mooi. Hy sê, die Here sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word. Op een pad sal hulle teen jou uittrek en op 7 paaie voor jou uitvlug. En dan hy sê, geseënd sal jy wees in jou mandjie en in jou bakskol, geseënd sal jy wees by jou ingang, en geseënd sal jy wees by jou uitgang. Die Here, en dan is dit daai ene, die Here sal die seën oor jou beveel, gebied, Amen. in jou skure en in alles waar jou hand aan slaan. En hy sal jou seën in die land wat die Here aan jou sal gee. En dis alles voordele van die verhouding, die verbond wat jy nou is in Christus. Ons sien dit nou hier's Ou Testament wel, maar ons sien dit nou die nuwe verbond nog baie beter, nog baie sterker. Mense, hierdie nuwe jaar is my en pastoor Miepie se wens vir julle almal, julle wat luister. Lewe en oorvloed. Hoe gaan ek dit kry? Gryp hom aan met lewe en oorvloed. Gryp hom aan met alles wat jy het. Dien die Here. En hoe dien ek hom? Vul jou gedagtes met sy woord en sy gedagtes. Christus Jesus, ons het dit. En ons het die plaaslike gemeente, die bediening, ons pastore en ons leiers, almal leer mekaar. Wie wil leer? Wie wil meer weet? Pastoor Miepie, is daar nog iets? Nee, ek is klaar. Is jy klaar? Kan jy vir ons afsluit asseblief? Yes, Vader, baie dankie vir die woord. Dankie Here dat elke persoon wat vandag geluister het, sal besef en verstaan dat hulle in 'n verbond is met die ewige, allerheiligste, almagtige, alwetende God, wat tydloos is. Amen. Wat alle krag op aarde en in die hemel, onder die aarde en op die aarde het. Vader, en dat U naam vir ons gegee het en gesê dat in my naam kan julle vra wat julle wil en julle sal dit verkry. Amen, amen. Ek dank U, Vader, dat elke persoon wat vandag luister, wat dalk siek is of ongesteld is, Vader, nou hulle geloof sal losmaak en sal ontvang In dit Jesus wat naam. die Here vir hulle reeds gegee het, want die Here het reeds die gevangenis oopgemaak en die Here het reeds gesê, wees genees in Jesus naam. Kom sê sommer almal saam met ons dan nou, deur die wonde Deur die wonde van Jesus het daar vir my genesing gekom. Sê sommer saam, die Here is my herder, niks ontbreek my nie. Sê saam met my, die krag van die Here is in my, dieselfde krag wat Jesus uit die dode opgewek het. Daarom staan ek sterk, Here. Dankie Vader vir U teenswoordigheid. U sal my nooit begewe, U sal my nooit verlaat nie. In Jesus naam. Amen en amen.